Wonderlike woorde. Die verlosser is gebore. En ek wonder wat het gebeur in Sagaria, Elisabeth se hart. En Simeon en Anna. Dit waarvoor julle al die tyd gewag het. Dit is hy. En jy moet hom net Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat 'n aankondiging. Ons weet nie wanneer is dit nie. Maak nie saak nie. Die probleem is net, as u dit nooit in gedagte bring nie, dan sal u en die kinders groot word sonder die wete, dat daar 'n goeie tyding gekom het, dat die Messias gebore is. So dit pla my nie baie nie, maar ons moet 'n tyd maak om vir mekaar te sê, die Messias, die redder, het gekom. Kom ons bid. Vader, dankie vir hierdie wonderlike waarheid, dat u seun gestuur het, Jesus die Christus, en dat hy gekom het, gebore uit 'n maagd, waar die Heilige Gees oorgekom het, volkome mens, volkome God, sodat hy vir ons die redder kon word, die saligmaker, die verlosser. En dankie dat ons mekaar opnuut daaraan kan herinner, in tye soos hierdie, dat Jesus sy sending na die aarde was, om ons van ons sonde te verlos. So loof u, wat 'n nag, stille nag, 'n heilige nag. Die koms van ons redder, ons saligmaker. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Dankie dat u saam met ons hier is. Vanaand gaan ons 'n gedeelte lees uit Timoteus. En ons sal saam lees uit 2 Timoteus. 2 Timoteus, u kan blaai in die Bybels na 2 Timoteus, die 4de hoofstuk. 2 Timoteus hoofstuk 4. En ek wil graag vanaand met u gesels oor ek het die goeie stryd gestry. En wat dit beteken om die goeie stryd te stry. Nou as ons lees in Timoteus, ons het dit nou in die Bybelstudies behandel, die van u wat die laaste 2 jaar die Bybelstudies bygewoon het, ons het die pastorale sendbriewe gedoen, dis 1 en 2 Timoteus en Titus. Dit is briewe wat geskryf is deur Paulus aan hierdie leraars, hoe om in 'n gemeente orde te kry, struktuur te kry, en so meer. En hy skryf die eerste boek van Timoteus, hy skryf aan Timoteus. Timoteus was 'n medewerker vir baie lank saam met hom. En dan skryf hy nou die tweede boek, en ek wonder wie van u kan onthou, wanneer is hierdie boek omtrent geskrywe? Is daar iemand wat vir my sommer so uit die kop uit kan sê, of moet julle gou 'n bietjie na die Kripnotes kyk, daarso in 2 Timoteus, dis goed, dan het jy dit ten minste daar. Het iemand dit neergeskryf? Is dit 2 Timoteus? 2 Timoteus is omtrent 67 jaar na Christus. Tradisioneel is dit die siening. Moderne teoloë verander verskriklik aan datums, maar ons bly by die tradisionele siening. Dit is omtrent 67 jaar na Christus. 70 jaar na Christus was die val van Jerusalem. So dit is omtrent wanneer dit geskryf is. Dit is baie laat in Paulus se lewe, baie kort voor sy dood. En as jy nou die trant van hierdie boek lees, dan kan jy dit baie duidelik agterkom. En kom ons lees saam van 2 Timoteus 4 vers 1.
Paulus sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Dis die verskillende maniere hoe ons die woord van die Here kan oordra. Ons kan weerlê valse lerings, wat ons moet doen, dis 'n opdrag wat die Here gee vir Paulus, vir Timoteus. Ons moet bestraf, as dit nodig is, ons moet vermaan in alle lankmoedigheid, en beteken dat ook gaan bemoediging gepaard, en dan lering, waar ons die waarheid leer uit die woord uit, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. So, die leraar sal daar wees, daar kom 'n tyd, die eindtyd, waarvan hy ook praat, in Timoteus, waar ons mense vir ons bymekaar maak, wat ons predikers is, wat sê wat ons wil hê hulle moet vir ons sê. So baie keer as ek hierdie gedeeltes lees, dan vra ek vir myself, so as jy nou na harde sal kyk, en om jou kyk, waar is hulle? Want ons het 'n baie snaakse tendens, die mens van nature, ons dink altyd, dis daar ver ergens. En ons het groot geword in Suid-Afrika, dis ergens in Afrika hierdie. Ek weet nie waar nie, maar dis nie hier by ons nie. Maar die Bybel sê in die laaste tyd sal dit wees. En dit is nie daar by die Hindoes of die Moslems of daar nie. Nee. Hy sê, hulle van die gesonde leer. Dit wat ek vir jou verkondig, Timoteus, en die waarheid van die evangelie van Jesus Christus, my dood en Christus se dood en sy opstanding, die waarheid van die saligheid, dat mense van hierdie leer afvallig sal raak, en dan kry hulle in plek daarvan vir hulle mense, hulle kom nog steeds by mekaar, maar ons sit mense op die verhoog as predikers wat preek wat ons wil hê hulle moet preek. Nou hoe gebeur dit, sal u vra? Nou, hierdie sê ek sommer so langs die pad. Die enigste manier hoe dit gebeur is dat die persone wat die kerk bestuur, hulle sê net by 'n vergadering, hoor die dominee, hoor die pastoor, ons wil net vir jou sê dat ons betaal jou traktement. En dit wat jy nou gesê het is, dit werk nie so nie. Jy dink nie so nie, dit is so. Nie 'n ander manier hoe dit vandag gedoen word, as mense wat nie onder gesag staan nie, hulle doen hulle eie ding, so daai persone het nie so bekommernis nie, maar hulle van self leer mense wat weet dis wat die mense wil hoor. So ek het 2 sondagoggende terug, die oggend dit vir u probeer illustreer. Nou gaan hy verder om, hy sê vir hulle, vers 4, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Nou spreek hy vir Timoteus aan. Dit is soos 'n persoon, as jy nou hierdie hele boek lees, en jy kry die hele trant van die boek, die gedagte van die boek aan, lyk dit is amper soos Josua op sy sterfbed, waar hy sê, kies julle vandag wie julle wil dien. Ek bring julle nou by 'n punt, dat julle moet besluit. Maar as julle nie gaan kies nie, sê ek nou vir julle wat ek gaan doen, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dit is, as jy op die einde van jou lewe is, het jy nie meer tyd vir baie speletjies en baie draadjies draai en baie stories en baie goed wat jy in jou gedagtes mee rondspeel nie. Ja, is nou op die punt af. En daarom is hy ernstig en hy is baie lief vir Timoteus, want Timoteus was 'n ongelooflike medewerker vir hom, wat hom ondersteun het. En hy sê in vers 5, maar wees jy in alles nugter. Dit 'n enorme stelling wat hy hier gemaak het. Hy sê, maar wees jy in alles nugter. En ek kan nou sê, as jy aan die
uiteinde van dit wat ek vanaand met u oor gesels, as jy eendag oor jou lewe wil sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Is dit een van die belangrikste dinge wat jy in jou lewe moet toepas? Wees jy nugter. Moenie dat mense en emosie jou opsweep en jou in 'n rigting vat sonder dat jy nugter oor alles dink en dit deurdink. Daarom sê hy, wees jy nugter in alles nugter. Lyfverdrukking, dis baie snaaks, want eintlik sê hulle vandag, nee, wat ons moenie swaar kry nie, ons moet net goed gaan. Lyfverdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Hierdie was een van die gedeeltes wat die Here my bevestig het toe hy my geroep het. Doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. So hy sal nie dit sê as hy nog 40 jaar gaan lewe nie. Want hy sê ek het. So hy staan aan die einde van sy lewe. Verder is hom weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat my verskyning liefgehad het. Beywer jy om gou na my te kom? Want Demas het my verlaat omdat hy teenswoordig wêreld lief gekry het. Een van sy werkers en persone wat hom ondersteun het en hy het besluit ek gaan nie meer hierdie pad loop nie. En hy het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmatië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek in Efese na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus en Troas laat bly het en boeke vir al die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Hoe klink dit vir u? In 'n geestelike lewe. So, vanaand gesels ek met u oor hierdie wonderlike onderwerp. Ek het die goeie stryd gestry. U kan die Bybel so ophou by daai gedeelte in 2 Timoteus 4, want ek gaan net met u so 'n bietjie gesels ter inleiding oor 'n paar belangrike gedagtes wat ons in hierdie verse kry en die betekenis daarvan. So Paulus het tot voor vers 7 het hy 'n geweldige las gevoel om met Timoteus te praat. Hierdie is 'n drukkende las op sy gemoed. Hy wil graag met hierdie geestelike werker praat, hierdie leraar wat hy agterlaat. Hy is in Rome, hy is in gevangenskap en dit is baie keer die wonder van alles, as Paulus miskien nie in Rome was en in gevangenskap nie, sou ons dalk nooit hierdie briewe gehad het nie. So dit wat vir ons waarskynlik baie sleg lyk, het vir hom 'n geleentheid gegee om hierdie briewe te kon skryf. En tot hier by vers 7 is Paulus baie belas met een onderwerp en dit is om hierdie las en hierdie probleme en hierdie verskillende aanvegtinge en stryd wat moontlik oor Timoteus se pad kan kom, om vir hom 'n helder, duidelike riglyne te gee waarvolgens hy moet lewe, sodat hy ook eendag op 'n plek kan kom wat hy sal sê, ek het die goeie stryd gestry, en hy nie ook sal afdwaal, moontlik soos Demas teruggaan in die teenswoordige wêreld, of saamgesleer word met ander leraars wat mense in die gehoor streel, maar dat hy sal nugter wees en sal bly by die leer wat hy geleer is. En dan kom hy by vers 6 en hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. So as ons na hierdie gedeelte kyk, gebruik Paulus 'n beeld van 'n drankoffer uitgiet. So hulle bring 'n offer, die oggend en die aandoffer,
en hulle vat Numeri 28 vers 7, en neem hulle wyn en hulle gooi dit bo op die drankoffer uit, en hulle sorg dat alles uitgegiet word bo op die offer. En die Bybel sê vir ons hierso dat, Paulus sê vir ons hierso dat hy gebruik hierdie beeld, soos hierdie wyn in hierdie houer wat uitgegiet word, hierdie vloeistof wat uitgegiet word, so is 'n mens se lewe wat uitgegiet word. En hy sê, ek word as 'n drankoffer uitgegiet. My lewe word uitgegiet, en my liggaam, my siel, gaan hierdie liggaam verlaat. Hy sê, en die tyd van my heengaan is naby, want ek word as 'n drankoffer uitgegiet. So, u kan gaan gelees, en ook in Filippense 2, ons dan in die Bybelstudie daarby kom, waar hy sê, en al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, verbly ek my. So hierdie uitgiet is 'n beeld van uitgee tot die laaste druppel. Daarom sê hy hierdie woorde, want die tyd van my heengaan is naby. En hierdie in die Grieks beteken, die tyd van my heengaan is naby, beteken, dit is soos wanneer 'n mens 'n tent omslaan, en jy maak die tentpenne los, en die tent val ewe skielik so mekaar. So jy maak los, en dan maak jy daai laaste tentpen los, en dan val die hele tent in mekaar. Dis die een beeld. Die ander beeld van hierdie heengaan in die Grieks beteken soos 'n skip wat daar op die oseaan dryf en geanker is, en hulle lig die anker uit die water uit, en dan ewe skielik as die anker uit die water uit is, dan begin hierdie skip dryf, wegdryf. Hy sê, en die tyd van my heengaan, die losmaak van die laaste tentpen, die anker optrek uit hierdie lewe, is baie naby. Die tyd van my heengaan is naby, die losmaak uit hierdie lewe. Daarom kry ons, ergens in hierdie boek, kry ons 'n baie duidelike riglyn in hierdie boek, wat Paulus vir Timoteus voorhou. Paulus raak bewus dat sy losmaak is naby. En dan iets wonderliks, jy kan 'n bietjie blaai na Handelinge 20 vers 24. Hy sê, maar ek bekommer my, Handelinge 20 vers 24, glad nie. Hy sê, ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Kyk hierdie wonderlike inleiding wat Paulus hierso mee besig is in hierdie brief. Want hy gaan nou kom by die woorde, ek het die goeie stryd gestry. Het jy opgelet wat sê Paulus in Handelinge? Let op wat sê hy. Hy sê, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself die dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, hier is die bediening wat hy ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou kom aan die einde van 'n lang, harde reis. 'n lang, harde reis. Van daar wat hy die vroeë kerk vervolg het, gestaan het by die dood van Stefanus, tot die pad na Damaskus, waar hy kragtadig tot bekering gekom het. En dan hoe die Here vir hom voorberei 3 jaar in die Arabiese woestyn, en dan hoe hy gekom het en die evangelie van Jesus Christus verkondig het. Onder groot stryd, onder groot vervolging, onder die Joodste in Jerusalem, sy eerste sendingreis, sy tweede sendingreis, sy derde sendingreis, gevangenskap, met klippe doodgegooi, met stokke geslaan, gegooi asof hulle hom wil doodgooi met klippe.
En hy na hierdie lang reis, sê hy, ek het van die Here iets ontvang, 'n genade. 'n Genade om iets te doen. Het jy opgeleid die laaste deel van Handelinge 20 vers 24? Om die evangelie te verkondig. Nou wonder ek as u nou net hierdie bekende vers, want dit is 'n vers wat mense by begrafnisse gebruik. As u hierdie vers lees, vers 7, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Het jy al opgelet, wat sê ons by begrafnisse hieroor? Wat sê predikers? Wat sê hulle hiervan? Dis die mooiste woorde om nou te gebruik vir iemand sê, weet jy wat, hy het die goeie stryd gestry, hy het die lewe gestry van die lewe, en nou is hy dood, en wonderlik, ons is bly, ons dan gewoonlik sê ons nou sy in die hemel. Maar waarvan praat Paulus hier? Praat hy van die stryd van die lewe? Nee, hy praat nie van die stryd van die lewe nie. Die stryd van die lewe gaan daarmee gepaard. Wat Paulus hier doen is, hy sê, hierdie is 'n stryd van Handelinge 20 vers 24. Dis die stryd van die evangelie. Weet, baie mense stryd, hulle kom aan die einde van hulle lewe. Ons kan baie mooi dinge op hulle begrafnis van hulle sê, maar hulle het nie die goeie stryd gestry nie, want die stryd wat ons moet stry in hierdie lewe, met die lewe wat die Here ons gegee het, is 'n stryd vir die evangelie van Jesus Christus. So daar's baie mense besig wat hulle lewe afsloof vir baie goed, maar dis nie vir die evangelie nie. Wat is die evangelie? Ek het 'n tyd terug in die Bybelstudie vir gesê, wat is die evangelie? 1 Korintiërs 15. Die eerste paar verse. Ek het van die Here ontvang dat Christus gesterf het vir die sondes en opgewek is. Die evangelie is dat Jesus Christus vir die mensdom gekom het, gebore uit 'n maagd, volkome mens, volkome God, die volmaakte versoening bewerk het tussen God die Vader en die mens, en hierdie vyandskap, hierdie muur afgebreek het, potensieel het vir ons moontlik gemaak het om weer met hom versoen te word, as ons hartgrondig tot die Here bekeer, ons sonde bely en laat staan, en ons daadwerklik ons lewe in die hande van Jesus Christus alleen plaas, sodat hy met sy bloed ons sondes kan wegwas, hy deur sy gees in ons kan kom woon, ons 'n nuwe skepsel sal maak, sodat die ou dinge verby sal gaan, en ons 'n nuwe mens in Christus Jesus sal word. Nie net Jesus aanneem nie, ons sal bekeer van ons sonde, sal wegdraai van die breë weg, sal ons wend tot die smal weg, sodat Jesus in ons hart en ons lewe kan lewe, en ons hom kan dien met ons hele lewe. As die evangelie, dis wat die evangelie doen. Hy maak van mense nuwe skepsels. Hy vergewe hulle sondes, hy wis dit uit. Want is die Here Jesus wat die evangelie is, wat die goeie nuus is, wat die ewige lewe is. En dit is hierdie goeie nuus dat Jesus as verlosser en redder gekom het. Maar dit is nie net goed om dit te weet nie, dit is nie net goed om geskiedkundige feite te hê nie. Dit is nie net goed om te weet, dit word vir ons geleer en gesê in die kerk nie. Nee, ek moet my persoonlik tot die Here bekeer. Ek moet persoonlik Jesus in my lewe kry. Ek moet my persoonlik wend tot die Here. Ek moet met berou my sonde bely en laat staan. Ek moet hartgrondig vir die Here om vergifnis pleit en smeek. En hy kom uit sy genade. En hy wederbaar my en hy kom woon deur sy gees in my. Luister, mense wat vir hierdie doel werk en stry die goeie stryd. Nou kom ek help jy. Hierdie gemeente het die Here in die lewe geroep vir dit. Verstaan nie? Dis ons doel. So as jy nou eers eendag wonder, wat is die doel van die gemeente? Dis die hoofdoel van die gemeente. Is om mense te help om in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te kom, nie 'n kerk te wees nie.
'n lighuis, 'n plek waar mense Jesus kan vind, soos baie van u en baie wat vanaand nie meer hier is nie en op ander plekke bly en woon, Jesus Christus kan vind as verlosser, redder en saligmaker. Dit is die doel van hierdie gemeente. Dit doen ons deur verskillende maniere. 1, deur die evangelie te preek, wat ek vanaand vir u doen in die eerste deel. 2, deur hulle te leer in die kinderkerk, in die katekisasie. Nie net stories te vertel nie, maar hulle te vertel hoe om by Jesus uit te kom. 3, deur verskillende uitreike en pogings om by mense uit te kom, sodat ons uiteindelik vir hulle die evangelie kan verkondig. Sou ons 'n manneontbyt hou, sou ons 'n tee hou, sou ons 'n ete hou, sou ons wat hou. Dan is dit miskien nie by daai ete, nou preek ons die evangelie nie. Maar die doel van daai ete is, sodat ons 'n vertrouensbank met iemand kan bou, en iemand by die Here kan uitkry. Dis al. Verstaan jy dit? Is dit vir u moeilik om te verstaan? Het u enigstens twyfel dat dit my enigste visie en enigste doel in hierdie lewe is? Ja, 36 jaar. En die oomblik as ons dit nie meer doen nie, dan skenk ek u hierdie gebou en ek vat my goed en ek loop. So maklik. Dis die enigste doel. Daar's te veel ander mense wat ander goed doen. Hoor jy? Maar luister mooi. Ons moet ook nie onwys wees nie. Jy kan nie enige mens op enige plek mee praat nie. Hoe lank het Willem en Ronel met Sarel en Massie gewerk? Sê vir my. Weet u, jare. Dis die goeie stryd. Die stryd om die redding van die siel van die mens. Dis die goeie stryd. Deur liefde, tak, verhoudings, vertroue, ombegee. Ons is strand, ons stywe afsluiting gehad. Hulle het my van einde laas jaar die tyd af geplaas, sal ek as voorsitter staan. Ek sê, jong, ek is so besig, ek moet baie mooi dink, of ek nie ergens die werk van die Here gaan skade doen nie. En van hulle het my weer gevra. Uiteindelik het ek gestaan, hulle het my gekies. Dit is baie goed gedoen. Maar weet jy wat het ek hierdie jaar gedoen? Ek het net verhoudings met mense gebou. Dis al. Want daar is die juwele wat die Here gaan red. Daar is die juwele. Juwele. Die Here het hulle in die oog geweer het. Gisteroggend vir iemand gesê wat 'n belangrike posisie het. Ons sê, kom, ek moet met jou praat oor die afsluitingsprogram. Ek gaan nie soontoe onvoorbereid nie, ek wil presies weet. Ek wil presies weet waar pas ek in, waar gaan ek wat sê en wat moet ek wat doen. Ek sê, kry my daar by 'n plek. Ons drink iets. As jy iets wil eet ons iets. Ons klaas. Kyk ek hom so in die oor. Ek sê, weet jy wat? Jy is 'n posisie waar die ouens jou altyd brand. Maar weet jy wat, ek wil nou vanmôre vir jou sê, baie dankie vir al jou harde werk, want jy doen 'n uitstekende job. Weet jy wat, toe ek dit vir hom sê, toe sien ek dink niemand het dit vir hom al gesien.
Weet jy waaroor gaan dit? Het gaan oor die evangelie van Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. En daar is verskillende maniere hoe ons by die evangelie by mense kan uitkom. En hoor wat sê Paulus? Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Dis nie net die stryd van die lewe nie, dis nie net om elke maand te oorleef en kos op my tafel te hê en al my rekeninge te betaal nie. Hy sê, dit is die stryd van die evangelie, dis waar ek aktief betrokke is met die uitbreiding van die evangelie. En miskien moet ek dit in een oggend vir u gesê het. Eendag sê my pa vir my, weet jy wat my seun, die Here het met my gepraat. Ek sê, ja pa, wat? Was jonk in die werk. Sê die Here het vir my gewys, waar ek my bydrae gee, moet wees waar die evangelie uitgebrei word. Die Here gaan my eendag verantwoording hou vir waar ek my bydrae gee. Ek sê nie met dit vir ons sê nie, maar ek gaan vir een ding sê, elke mens gaan eendag voor God rekenskap gee, wat jy met jou kragte, jou energie, jou verstand, jou middele en jou fondse gedoen het. Ek gaan nie vanaand sê ek vir u waarheid. God sal vir elkeen van ons in verantwoording roep wat ons gedoen het. Was jou stryd 'n stryd vir 'n kerk? Was jou stryd 'n stryd vir mense? Of was jou stryd vir die evangelie? Hy sê, nee, ek het julle die goeie stryd, julle het my met klippe gegooi en nou lewe ek weer nie. En toe julle dit met my gedoen en met stokke geslaan, nou lewe ek weer nie. Nee, hy sê my stryd, die stokke en die klippe en alles wat gekom het, was 'n stryd om Jesus Christus te verkondig. Was 'n stryd van die evangelie. En as jy dit waag om te doen, ek waarborg jou vanaand, sal jy 'n stryd in jou lewe hê. Niemand wat vir die evangelie stry, het die duiwel nie van kennis geneem. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Hierdie beeld wat Paulus gebruik, is nie die beeld van, soms gebruik hy die beeld in Efesiërs van 'n soldaat, 'n Romeinse soldaat in die wapenrusting. Hy gebruik dit nie hier nie. Hy sê die stryd van die evangelie is soos 'n wedloop. Dit is soos daai skyfie wat jy sien dit op Facebook wat ander op gesit het waar die persoon strek en hardloop. Dis daai persoon wat hardloop om die baan, miskien hy 1500, miskien hy 800, miskien hy 400. En hy sit alles in. Hy sit al sy energie in. En dan daai laaste 20 tree, jy sien hoe trek die pyn op sy gesig, want sy spiere, en alles is ingespan, en sy oog is gefokus op daai lyn. Hy kyk nie rond nie, hy wil net by daai plek kom wat hy so maak. Hy sê die stryd van die evangelie is 'n stryd van 'n atleet wat hardloop om by die wenpaal te kom. Met alle inspanning, met alle determinasie, met alles in hom binne in hom is hy gefokus. Hy sê, ek het hierdie stryd gestry. Hy sê dit was 'n stryd. Hy sê nie dit was, verskoon my uitdrukking, 'n teepartytjie nie. Hy sê dis 'n stryd. 'n wedstryd, 'n wedloop. Hy sê ek moes inspan. Ek moes hard insit. Hy sê in Korintiërs 9, hy sê ek moes my liggaam kastei. Ek moes dit diensbaar maak. Daar's tye wat ek nie lus was nie. Ek het my agter my nek gevat. Ek het my opgetel. Ek het gesê jy gaan. Toe ek jonger was het ek gedink, jy sal nooit so kry nie. Maar jy kry sulke dae. Wat jy jouself hier moet vat. So kom. Gaan. Ek het die goeie stryd gestry. En ek vanaand vra, het die evangelie al jou lewe verander?
jou nuut gemaak. Dan jou tweede vraag. Wat se stryd stry jy? Wat se wedloop loop jy? Waar hardloop jy? Ek sê die wedloop vir die evangelie. Verstaan nie die hart van die gemeente, verstaan nie die polsslag, verstaan nie elke pomp van bloed. Dis die evangelie. Dis wat dit is. Ek het hierdie stryd gestry. Hierdie wedloop gehardloop, hierdie inspanning gedoen. Hierdie gedetermineerde, voortdurende vorentoe beer. Die wonderlikste hiervan is, daar was ons sal sê in die Engels die ups en die downs. En dit is so, die ups en die downs. Daar is die goeie en die slegte tye. Maar weet jy wat? Het jy opgelet wat se stryd is hierdie? Dit is 'n goeie stryd. Jy weet, daar is baie stryde wat ons stry. Daar is baie goed wat ek gedoen. Man, toe ek daar in George begin uitstap en ons drama het en ek begin deels bou om te lewe en te doen. Ek het gehardloop. Ek hou 3-4 goed gelyk aan die gang. Ek is jong. Ek het die krag van 'n dier. Niks stop my nie. Oggend, middag, aand, 12 uur in die nag kom ek in. Ek weet wat's werk. Oggend, middag, aand. Dan jaag soontoe vir dienste, dan slaan 'n tent daarop. Dan volgende oggend by die site 7 uur. Dan met 15-20 mense werk, dan soontoe. Nie klein goedjies nie, groot, massiewe goed. Groot verantwoordelikheid. Ek weet wat is dit. Maar weet jy wat? Dan partykeer kry ek so bitter smaak in my mond. Hierdie is nie 'n goeie stryd. Daar's 'n goeie stryd. Dis die stryd van die evangelie. Dit werk ten goeie, dit werk ten redding van die siel van die mens. Dit is 'n goeie stryd. Dis 'n belegging in die ewigheid. Dis 'n goeie stryd. Hier, weet jy hoekom is hierdie stryd 'n ander stryd? Weet jy hoekom is hierdie 'n stryd? Want in die normale denkpatroon van die mens beoordeel hulle goed nie geestelik nie, maar vleeslik. Sê vir my, waar kom jy vandaan? Wie is jou pa, ma? Waar het jy gestudeer? Wat het jy bereik? Ek wil net gou kyk wat se kar ry jy. Verstaan nie. En nou is jy in 'n boks. Dis hoe die mense dink. Maar die stryd van die evangelie is nie so nie. Die stryd van die evangelie is heeltemal anders. Hy beoordeel nie met hierdie goed nie. Hy beoordeel geestelik. En nie wat jonk is, u dink nog so. Maar die geestelike stryd, die evangelie stryd, is 'n geestelike stryd. Dit is anders as wat hierdie mensdom, hierdie wêreld dink, hoe hulle beoordeel. Daarom is hierdie stryd altyd 'n stryd, stroom op. Dis hoekom dit 'n stryd is, dis stroom op, dis teen dit wat die mense dink en doen, en hoe hulle redeneer. Jy's altyd stroom op. En daarom sal jy mense kry soos Demas wat sê, ek sien net nie meer kans. En hy het langs die pad gaan sit. Hy het vir Paulus gesê, dankie. Maar nee, dankie. Nie meer nie. Hierdie wêreld het ek nou lief gekry, ek moet nou soontoe. Maar Timoteus, jy, ek vra vir jou, moenie jy nie. Wees jy nugter. Wees jy nugter. Doen die werk van die evangelis. Moenie dat hierdie wêreld jou beïnvloed nie. Moenie laat hulle, ek gaan dit vir jou sê, sidetrack nie. Moenie laat hulle jou op 'n syspoor sit nie. As jy doen die werk.
Dis die edelste, dis die grootste. Dis die plegtigste reis wat jy in jou hele lewe op kan gaan. As jy vanaand of ergens in jou lewe besluit het, die evangelie is my stryd, het jy die mees edelste, die mees plegtigste reis en stryd en wedloop onderneem, wat daar ooit in hierdie lewe bestaan. Maar die wêreld sien dit nie so nie. Die wonderlikste moet eintlik vir ons wees, as ons kan sê, elke jaar gaan iemand uit ons gemeente voltyds vir die Here werk. Dit moet 'n piek of the peaks wees. Sê vir my, waarvoor gaan jy studeer? Dokter, o, mooi. Waarvoor gaan jy studeer? Prokureur, o, baie mooi. Gaan jy vir die Here werk? O. Jong, jy moet mooi dink of jy vir die Here gaan werk. Maar die een wat die dokter en die prokureur word, moet nie mooi dink nie. Dis hoe ons dink. En as jy die stryd vir die evangelie stryd, sal jy vandag en oor 20 en 30 en 36 jaar, tot jou dood toe, sal jy altyd stry teen die denke van hierdie wêreld. Maar dit is 'n goeie stryd. Paulus sê dit is 'n goeie stryd. Dit is 'n plegtige stryd, dit is 'n edelstryd. Wedloop, dit is die reis van die evangelie. Hy sê, en ek moet hierdie wedloop voltooi. Let op wat sê hy verder. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Wat is geloof? Geloof is ook nie net iets nie, is 'n staat waarin jy kom in 'n verhouding met Christus. Is geloof. Jy kan nie sê, weet jy wat, Nardus, jy het daar 10 jaar terug geglo, en toe het geloof opgehou, en nou gaan jy aangaan met jou lewe, nee. Daar het geloof begin, en geloof kan nie ophou nie, geloof bly voortbestaan, in 'n toestand, in 'n staat, in 'n verhouding, as ek dit vir jou so kan verduidelik, van jou geestelike lewe. Jy kan nooit ophou glo nie. Dan, as jy dit doen, raak jy lief vir die teenswoordige wêreld. Baie mense sê, ek het geglo, nou is dit verby. Nee, jy kan nie glo, nou is verby nie. Geloof is iets waarin jy gekom het in 'n persoonlike verhouding met Christus, en daai geloof het jy toegepas vandag, môre, oormôre, vir hierdie week, volgende maand, 'n jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, en Paulus kom aan die einde van sy lewe. Hy sê, ek het die geloof behou. Ek het hierdie goeie stryd gestry. Ek het hierdie geloof behou. My verhouding met hom, my wandel met hom, my gemeenskap met hom, my vertroue in hom. Ek het dit beoefen, ek het dit behou. Hy vanaand sê, jy sal die verhouding met die Here moet bewaar tot die laaste oomblik van jou lewe. Dit is nie 'n pakkie, en jy het 'n pakkie en jy sit hom in jou sak en jy vergeet van hom. Nee. Dit is 'n verhoudingsgeloofs vertroue en 'n wandel in die Here. Hy sê, ek het die geloof behou. Paulus sê vir Timoteus, bewaar jou goeie pand. Dis 'n aktiwiteit hierdie geloof. Dis 'n aanhou, dis iets wat jy moet bewaar, dis iets wat jy moet vashou. Want as jy dit nie bewaar nie, as jy dit nie vashou nie, verloor jy dit. En kom ons sluit af, want ek sien die tyd het ons ingehaal. Hy sê in 2 Timoteus 1 vers 4 sê hy, bewaar jou goeie pand. Dit beteken, hou dit onbesoedeld. Hou dit getrou, hou dit in plek.
En vir Paulus voel hy op hierdie stadium sy reis, sy geloofsreis, sy goeie stryd, sy goeie wedloop het aan die einde gekom en hy voel op hierdie stadium, ek wil Timoteus, ek wil vir jou 'n aflosstokkie in hierdie wedstryd in hierdie wedloop oorgee. Hierdie is seker een van die mooiste wedlope is daai Olimpiese spele se aflosse. Dit gee jou hoendervleis. Want die 4 beste nalopers in 'n land hardloop 'n aflos. En dit is so 'n enorme kompetisie. Of dit die Amerikaners is, of die Jamaikane, of wie dit is soos skerp, blitsig, spoed, inspanning, determinasie, fokus, alles in een. Want as een van hulle een klein foutjie maak, dan wen die ander. Maar dit gaan oor 'n stokkie wat jy vat en jy druk hom in die hand van die ander een. En die geheim is, die oorgee moet glad wees. Hoor jy? Die oorgee moet glad, perfek op tyd wees. Moet reg wees. Maar as die oorgee van die stokkie, as jy hier lees dan, kry jy daai hart van Paulus. Jy kry dit. En hierdie boek Timoteus, jy kry dit, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Hy sê Timoteus, bewaar jou pand, bly nugter. Hy sê, ek word as 'n drankoffer uitgegee, die anker is opgetrek. My siel gaan my liggaam verlaat. Dis vir jou die stokkie van die evangelie. Stryd die goeie stryd. Wil jy nie vanaand die stokkie vat? Vat hom vir jou familie. Wil nie vanaand daai stokkie vat en aangee vir jou kinders of vir jou kleinkinders? Ja. Sê ek wil 'n ander stryd stry as wat almal stry. Ek wil die stryd van die evangelie stry. Dis die stryd wat ek wil stry. Ek wil hierdie edelstryd stry. As jy nou verder hier aflees, het jy gelees wat sê? Hy sê, as 'n beloning. Ek kan altyd daai nie mooi verstaan nie. Ek probeer dit wegredeneer, maar dan loop ek my elke keer vas in die Bybel, want ek dink nie die hemel is daar. Ek voel nie vir my daar's klasse nie. Maar dan elke keer kom jy op 'n plek en sê, hy gaan beloon. As ek nou maar weer terug, dan moet ek weer met daai gedeelte worstel. Maar dit lyk vir my, asof die Here mense wat hierdie goeie stryd stry, hy sê, hy gaan hulle beloon. Hy gaan hulle beloon. Hy gaan hulle seker so beloon, dat ons nie voel, daar is onregverdigheid. Dit sal seker die hemel wees. Wil jy nie vanaand begin en hierdie evangelie jou deel maak? Sê, Here, ek wil my tot U bekeer. Tweede, Here, ek wil betrokke raak met die uitbrei van U evangelie. Weet jy wat, die Here moet ons gemeente help? Hy moet ons wysheid gee, hy moet ons insig gee. Ons moet hierdie evangelie verder vat. Hy moet ons maniere gee, daar is maniere. Weet jy wat het Jesus gedoen? Jesus het nie net gegaan en gesê, daar hy sit hy op 'n plek, hier gaan mense kom nie. Nee, weet jy wat, hy by daai belangrike kruispaaie, daai belangrike hoofhandelsroetes, daar het hy gegaan en met die skare gepraat. Here, wys ons waar's die hoofhandelsroete waar ons die siele moet kry. Wys ons, hoe moet ons hulle kry? Want ons sit met die evangelie. Maar om net te sê, ek het die evangelie, en jy beklei net vir die evangelie, maar jy doen niks met die evangelie nie.
Jy stry nie die goeie stryd nie. Jy stry 'n stryd van leerstelling. Jy stry nie 'n stryd van evangelie nie. Die evangelie slinger jou uit. Weet jy toe Rudy nou, hy so wonderlik hier was met daai paar dae wat hy by ons slaap, met sy kind wat eksamen skryf. Toe sê een oggend, ek sê, Rudy, sê vir my, jy kan in my kantoor sit en werk, jy kan iets doen en weggaan. Later vra ek vir hom nou, wat jy die oggende doen? Hy daar in Wilgolf deur tot deur besoek weggedoen, mense besoek. Die evangelie, luister, dis die goeie stryd. Dis die goeie stryd. Kom ons maak seker ons stryd die goeie stryd. Hy kom in verskillende pakkies, kan ons omsit. Dit is 'n goeie stryd. Amen. Kom ons bid saam. Weet jy wat? Ek voel net in my hart, ek wil net vir iemand vra wat vanaand hier sit. U sit hier en u sê vir my, Nardus, weet jy wat? Ek het nie sekerheid as ek sterf gaan ek hemel toe nie, maar ek wil dit waarvan jy praat, dat 'n mens word 'n nuwe mens. En die Here kom woon in jou en hy vergewe al jou sondes. En hy gee jou 'n nuwe begin in die lewe en hy maak jou nuut. Ek wil dit graag in my lewe ondervind. Ek wil vir so 'n persoon 'n gebed bid en al ken ek u nie en u ken my nie, maak dit nie saak nie. Maar ek wil net aan u dink in my gebed. En om vir u te kan bid en aan u te dink in my gebed, gaan ek u vra om my te help, sal u hand opsteek en dit laat sak en ek en die Here sal dit sien. En in my slotgebed wil ek graag vir u bid. Is dalk vir u vreemd, dalk is dit nie, maar dit maak ook nie saak nie. Daar waar u sit, sê u, dink aan my, bid vir my. Sal u nou u hand opsteek, dankie. Daar nog iemand, die sê bid vir my. Geef vir u kans. 'n laaste kans. U het dalk 'n stryd, u het 'n worsteling. Sê bid vir my. Daar dalk 'n kind van die Here wat vanaand sê, Here, ek het so besig geraak dat ek 'n stryd stry, maar ek stry nie die stryd van die evangelie nie. Help my, ek wil weer hierdie stryd stry. Help my. Kan ek vir u bid? Daar so iemand. Dankie, 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 dankie. Here, dankie dat ek vanaand vir elke een wat die hand opgesteek het, wat 'n behoefte het, aan u kan opdra. En ek vra vir u dat u volgens u rykdom van genade en elkeen wat verskillende behoeftes het, dit sal vervul. En hulle sal help en daai behoefte sal vervul soos wat u dit alleen kan doen tot u eer en tot u verheerliking. Ons dank u daarvoor en ons eer u in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons afsluit en dink ons kan en kom ons sing He's more than enough. He's El Shaddai. Hy is meer as genoegsaam. Hy kan u nood en u behoefte vervul. En as u vanaand 'n behoefte het, jy wil saam met iemand bid, jy is welkom. Daar's